Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Woensdag die 9de April 2025. Ek vertrou dat u reeds 'n heerlike week het en ja, hierdie week gesels ons met mekaar saam met die tema deur sy wonde het hy vir ons genesing gebring. So in die aanloop na die Paas sangdiens toe van Sondag. Vanoggend staan ons by 'n baie bekende gedeelte stil. Daarom gaan ek nie alles daarvan lees nie. Lukas 10, die barmhartige Samaritaan. Die gedeelte is eintlik, as jy daarna weer wil gaan kyk, vers 25 tot by vers 37. Ons gaan net so hier en daar iets daar uithaal. Vers 27. Die vraag wat aan Jesus gevra was, maar meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Dan antwoord Jesus hom, in vers 27. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Dan omdat hierdie wetsgeleerde met wie hy in gesprek is, duidelik nie mooi verstaan waarmee hy besig is nie, begin Jesus dan vir hom 'n voorbeeld te gee. 'n Voorbeeld. En die voorbeeld is die van die Samaritaan. Nou ken ons die verhaal, 'n man wat op reis was, wat dan aangerand word deur rowers. Daar staan in vers 30, hy het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Nou interessant dat die woorde hier geslaan, in die Grieks wil dit iets sê van uiterste geweld gebruik, en dan vertel hy die verhaal van die mense wat by hom verbykom. Nou ek wil nie vanmôre by hulle stilstaan nie, doodgewoon by die Samaritaan. In die eerste plek vind ons dit 'n bietjie vreemd, dat Jesus 'n onwaarskynlike persoon gebruik. En die onwaarskynlikheid kom eintlik daarin dat hy met 'n wetgeleerde in gesprek is, Jood, en dan gebruik hy die voorbeeld van 'n Samaritaan met wie die Jood, hierdie spesifieke Jood veral, nou nie juis mee sou gepraat het in elk geval nie. Die beginsel wat hier geld, wanneer hy met die wetsgeleerde praat, gaan eintlik daaroor dat 'n mens in daardie tyd hulle sou wou sê dat wat myne is, moet ek oppas. So die priester moet oppas wat hy het, sy priesterlike take, en daarom sal hy nie die persoon help nie. So ook die leviet. Terwyl die Samaritaan eintlik niks het om te verloor nie, bedoelende, hy het niks wat hy wil beskerm op daardie manier nie. En miskien sou dit vir ons klink maar heeltemal goed en reg so. Maar dan word hierdie verhaal van die Samaritaan vertel met 'n stukkie interessantheid daarin. Want, lees ons in vers 33. Toe die Samaritaan hom sien, het hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind, toe het hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. So hier hoor ons reeds, wonde is daar op die plek behandel, dan na die herberg toe geneem, daar verder versorg. Die volgende dag het hy 2 muntstukke uitgehaal en aan die eienaar gegee en gesê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. So op 3 plekke in hierdie verhaal van Jesus maak hy melding van hierdie persoon se beserings. So sy wonde op die plek versorg, dan geneem na die herberg toe, daar verder versorg, dan betaal sodat hy nog verder versorg sou kon word. Dit is 'n beeld van gee en gee. En dit van 'n onwaarskynlike persoon. Iemand wat eintlik niks anders gehad het as om te kon gee nie. Nou die vraag van môre sou wees, as jy hierdie verhaal lees, en jy net na hierdie dinge luister, onthou ons gesels oor Jesus as die selfgewonde wat 'n geneeser is. In watter posisie is jy? Is jy die een wat net doodgewoon doen wat van jou verwag word, die minimum, of is jy ook die een wat verder as dit gaan, wat iemand se wonde raak sien, dit versorg op die oomblik wat jy dit ontdek, wat daarna dit opvolg, wat direk opvolg, maak
plan daarmee en daarna dit weer opvolg. Of kyk jy dit mis? Want in 'n sekere mate wil Jesus vir ons sê, maar hier is ook jou taak. Al mag jy hoe voel, en soos die Samaritaan eintlik 'n uitgeworpene gewees het, iemand wat 'n randstandige persoon sou kon wees, nie 'n regte plek sou gehad het nie, het hy dit oorbrug deur meer te doen as wat hy moes. En daarom is wonde in hierdie gedeelte nogal belangrik. Die selfverwonde persoon, Samaritaan wat verwerp is, versorg die wat hom juist verwerp, baie beter as wat hy behandel word. En daarom vanoggend, sien jy ook ander mense se wonde raak. Is jy betrokke om aan ander mense aandag te gee? Meer as net die onmiddellike, so eentjie verder as dit. As jy dit doen, dan doen jy reg. Want wat sê Jesus? Gaan maak jy ook so. Here Jesus, dankie dat U vir ons kom wys het, dat U as die verwonde geneeser mense se ander wonde ook raak sien. Mag ons vandag mekaar se wonde raak sien en dit versorg. Amen.